Kom ons bid net saam en vra ons Hemelse Vader se seëning op hierdie sessie wat ons wil hou. Hemelse Vader, ons is afhanklik, Here, vir die inspirasie om u woord te verstaan. Ons vra, Here, help vir ons met hierdie sessie om u woord reg te sny. Ons bid dit in Jesus se naam. En Here, ek bid ook dat dit sal tot seëning wees van baie wat dit sien en hoor in Jesus se naam. Amen. Hierdie is 'n opvolgsessie van die vorige sessie waar ons gepraat het oor die 10de, waar ons die 10de ordonnans in die Ou Testament bestudeer het en waar ons die tradisionele 10de lering geëvalueer het en waar ons tot die slotsom gekom het dat dit nie vir die Nuwe Testamentiese kerk van toepassing is nie. Nou die alternatief vir die 10de lering is die rentmeesterskap beginsels wat ons in die Nuwe Testament kry. Nou in die Ou Testament word daar gewoonlik gesê ons moet 1/10 vir God gee, 9/10 vir onsself. Die rentmeesterskap beginsel gaan van die standpunt uit, ek word 'n bestuurder van 10/10 van dit wat God aan my toevertrou. En die 10/10 moet ek so bestuur in 'n verantwoordelike manier volgens die beginsels wat God in sy woord vir ons gee. En dit is waaroor hierdie sessie nou gaan. Want in die Nuwe Testament en in die Bybel kry ons beginsels wat elke aspek van ons lewe leiding voorgee. Elke aspek. Nou ons gaan maar net kyk na die bestuur van finansiële en materiële besittings. Die ander oor hoe man en vrou mekaar moet behandel, hoe kinders moet grootgemaak word, eerlikheid en vergifnis en al die dinge, dit kan u in onsself in die Nuwe Testament lees. Ons bepaal ons nou net by die bestuur, die rentmeesterskap beginsels betreffende die bestuur van finansies en materiële besittings. Nou, wanneer ons na die rentmeesterskap beginsel kyk, is daar twee aspekte wat ons in aanmerking moet neem. Die eerste beginsel is, daar is die deel wat God beloof, hy sal doen. Ons kry dit in Matteus 6 vers 33. Die deel wat God beloof, hy sal doen. Ek lees dit net vir u, baie bekende versie, Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek verwys hier na die konteks dat die dinge verwys na eet, aantrek en bly dinge. Dinge wat ons nodig het vir elke dag se bestaan. Maar die beginsel is, soek eers die koninkryk van God. Ek hou van baie nuwer vertalings wat sê, soek eers die wil van God. Hoe God wil hê dinge moet gedoen moet word. Nou die ou vertaling is dit koninkryk, maar 'n koninkryk beteken tog dieselfde. 'n Koninkryk moet 'n koning hê, 'n koning moet gesag hê, en 'n koning se gesag word oor sy area uitgedruk met sy beginsels en sy wette wat hy gee. So ons soek eers God se beginsels en hoe hy wil hê dinge moet gedoen moet word. Nou mense, ons gedeelte word opgesom in Matteus 25. Die gelykenis oor die talente. Matteus 25, u ken die hele stuk baie goed, ek gaan dit nie oorlees nie. Een het 5 talente ontvang, ander een 2 en die ander een 1. En dan, dit is belangrik om te weet, daar staan vir elkeen volgens sy vermoë.
Die een wat 5 ontvang het, het gewoeker, uit 5 nog by verdien. Die ene wat 2 talente ontvang het, het gewoeker met sy talente. En talente in die konteks van die Nuwe Testament was 'n geldeenheid. Maar van die swaarste kritiese woorde word uitgespreek teenoor die ou wat 1 talent ontvang het en hy het gaan begrawe en toe sy meester na 'n lang tyd terugkom, toe gee hy die 1 talent terug vir sy meester. Nou kyk, as 'n ou my geld skuld en ek kom na 'n lang tyd terug en hy gee my geld terug, dan is ek te bly om my geld terug te ontvang. Hierdie meester sê, hoekom het jy my geld nie in die banke gaan stort, sodat ek rente kon verdien nie? En dan kom maar 'n kras uitspraak teenoor hierdie ou wat sy talent begrawe het. Daar staan in Matteus 25, is 'n kras uitspraak. Jou slegte lui dienskneg. Jou slegte lui dienskneg. Die ander 2 is gekomplimenteer met die woorde, mooi so, goeie en getroue dienskneg. En dit som vir ons die rentmeester beginsel op. Mooi so, goeie en getroue dienskneg. Nou, Jesus som hierdie hele beginsel al op in Matteus, waar hy praat van hy wat hierdie woorde van my hoor en dit doen. Hy wat hierdie woorde van my hoor en dit doen. Matteus 7 vers 24 tot 25. Hoor en dit doen, hierdie woorde van my. Hy is soos 'n man wat sy huis op 'n rots bou. Die storms het teen hierdie huis aangeslaan, maar die huis het bly staan. Hy wat die woorde van Jesus gedoen het. Die leringe van Jesus. En dit is wat Matteus 6:33 vir ons sê, soek eers die koninkryk van God se manier hoe dit gedoen moet word, en die dinge sal vir ons bygevoeg word. Nou mense, ons wil nie 'n goeie rentmeester wees om verdien om hemel toe te gaan nie. Ons geloof in die bloed en in die verdienste van Jesus maak die hemel ons huis. Maar om ons huis hier op aarde te orden, sodat ons vrede harmonie kan geniet, moet ons rentmeesterskap beginsels toepas en uitleef. Die eerste beginsel wat ons wil na kyk, is die beginsel van om te gee. Kyk, in die Ou Testament moes hulle tiendes betaal. Daar's 'n groot verskil tussen betaal en om te gee. Nou, daar is sekere onderliggende beginsels wat ons na moet kyk in die skrif, wat bepaal die beginsel van gee bepaal. Die eerste beginsel daar is, kry ons in 2 Korintiërs 8 vers 5. 2 Korintiërs 8 vers 5. Die eerste onderliggende beginsel. 2 Korintiërs 8 vers 5. Dit gaan hier oor die insamelinge vir arm Christene. Nou word daar van die Macedoniërs gesê, 2 Korintiërs 8 vers 2, dat onder baie beproewing deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid, dit wat hulle gegee het. Want hulle was na vermoë, ek betuig, ja, bo vermoë gewillig. En ons het met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. Nou kom die onderliggende beginsel vers 5.
maar hulle het eers hulle self aan die Here gegee. Mense waar daar nie 'n oorgawe aan die Here Jesus is, 'n oorgawe aan die gesag van God nie, gaan daar nie 'n motivering wees om hierdie Bybelse rentmeesters beginsels uit te leef nie. Daar moet eers 'n oorgawe wees aan Jesus Christus en 'n oorgawe om die wil van God te doen. Anders gaan iemand nie gemotiveerd wees om Nuwe Testamentiese rentmeesterskap beginsels uit te leef nie. Nou die eerste beginsel waar ons oor gaan praat is om te gee. Nou wat is die onderliggende beginsels by die gee beginsel? Jesus self het in Lukas 6 vers 38 gesê, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Saliger om te gee as om te ontvang. Maar kyk 'n bietjie na die interessante beginsel wat ek vir 'n lang tyd in Lukas 6 gemis het. 'n Mens dink baie keer, of kom ek sê so, as God vir iemand wil seën, sê maar met geld, kan hy nie geld hier uit die hemel voor jou laat neerval nie. Dit sou oneerlik wees, want geldnote moet nommers hê by die reservebank en so God moet dit deur een of ander instrument doen. Nou dit is presies wat hier in Lukas 6:38 staan. Kyk 'n bietjie daarna. Lukas 6:38. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle, die hulle is mense, in hulle skoot gee, in jou skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet sal weer vir julle gemeet word. Mense, hierdie sê maar net vir my, in die mate wat jy gee aan ander mense se behoeftes, in die mate gebruik God mense om aan jou behoeftes te voorsien. Sal hulle, God gebruik mense as hy iets in terme van finansies en materiële dinge aan jou wil gee. Sal hulle aan jou gee. Dit is saliger om te gee as om te ontvang. Maar weet julle, hierdie gee beginsel geld nie net vir geld en materiële dinge nie. Ek glo dit geld ook vir aandag en liefde. As jy wil aandag en liefde wil ontvang, moet jy daarom in die eerste plek bereid wees om dit aan ander mense te betoon. En so kom dit terug na jou toe. Die tweede beginsel wat ek na gaan kyk is volgens jou vermoë. Volgens wat jy het, nie volgens wat jy nie het nie. Nou kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 8. 2 Korintiërs hoofstuk 8. Hier kry ons van hierdie beginsels, gee beginsels. 2 Korintiërs 8 vers 12. Want as die bereidwilligheid daar is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. Mense, jy kan nie gee wat jy nie het nie. Nou ek het hier effens 'n radikale standpunt. Ek noem dit maar net so vir interessantheid ons halwe. Met al die skuld en oortrokke bankrekeninge wat baie mense en Christene het, beteken dit eintlik dat jy nie eintlik iets het om te gee nie. Party mense is so, sy oortrokke bankrekeninge is so groot, as hy gee, is dit eintlik die bank wat gee, want sy oortrokke bankrekening gaan op. So iemand wat in 'n put sit, vind dit moeilik om iemand anders uit 'n put uit te trek. Daarom gaan ek van die standpunt uit, die beste plek om te belê is in jou eie skuld, om jou eers jouself uit skuld uit te kry, sodat jy iets het om te kan gee.
Volgens wat jy het, moet jy gee. Nou kyk ek na Handelinge 11. Handelinge 11. Ons sal later oor hierdie skuldbeginsel praat, want dit is nie heel eenvoudig soos ek dit nou maak nie. Maar kyk na Handelinge 11 vers 29. En die disippels het besluit dat ieder een van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judea is. Elkeen volgens sy vermoë. Dan kyk ons na 'n derde beginsel van die gee-beginsel. Nie spaarsamig nie. 2 Korintiërs 8 vers 3. Nie spaarsamig nie. As 'n mens die vermoë het, 2 Korintiërs 8 vers 3. Korintiërs 8 vers 3. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo vermoë gewillig. Bo vermoë gewillig. En dan kry ons sommer in hierdie stukkie ook die volgende beginsel. 2 Korintiërs 9 vers 5 en 7. 2 Korintiërs 9 vers 5 en 7. Dan staan daar: Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie iets wat afgepers is nie. Om te gee moet vrywillig wees. En dan vers 7. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nou hier mis Paulus darm 'n goeie geleentheid as 'n persentasie nou verpligtend was om 'n persentasie te noem. Daar word nie 'n persentasie genoem nie. Daar staan, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, daar ook. Ag mense, as 'n mens eerlik die 10de tradisie evalueer, dan moet ons erken dat in 'n groot mate bestaan daar 'n dwangsyndroom. Dat die mense bang is, God gaan hulle nie seën as hulle nie 'n 10de gee nie. Ek het al gehoor, as hulle iemand vra, hoeveel moet ek gee? Dat ek al gehoor dat iemand 'n leier sê, moet ek uit my netto inkomste of uit my bruto inkomste moet ek 'n 10de gee? Dat ek al gehoor dat daar geantwoord word, hoe wil jy geseën word, netto of bruto? Mense, om te dink jy kan God behaag deur 10des te gee en om Sabbatte te hou of sekere Ou Testamentiese wette of enige wet, is om op die bloed van die Nuwe Testament te trap en die gees van genade te beledig. Hierdie rentmeesterskap beginsels word gegee nie om iets by God te verdien nie, maar om ons lewens te orden, sodat ons vrede, voldoening kan ervaar en tevredenheid. Sonder dwang, soos elkeen in sy hart voorneem, en dan met blymoedigheid, en dan ook met beplanning. 'n Mens moet daarom na jou finansies kan kyk, sien wat jy het om te gee, en jy moet 'n bietjie beplan, en dit sien ons in 1 Korintiërs 16. En hierdie versie gebruik ek nou nogal dikwels hier waar ons nou bly, waar ek nogal baie te doen het met mense wat glo die Sabbat moet onderhou word. Dan gebruik ek hierdie versie nogal baie, 1 Korintiërs 16 vers 2. Op elke eerste dag van die week, is die eerste dag van die week Saterdag, die Sabbat? Nee,
Die eerste dag van die week is wat ons nou maar sê Sondag. Eerste dag van die week. En die Christene, omdat Jesus op die eerste dag opgestaan het, was dit hulle gewoonte om op die eerste dag by mekaar te kom. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is. Kan julle sien? 'n bietjie beplanning, 'n bietjie sommetjies doen, sodat die insameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Nou Paulus spesifiseer geen persentasie of hy gee geen maatstaf in terme van wat gegee moet word nie. Dit word aan elke individu oorgelaat om in sy eie hart te besluit om volgens sy eie vermoë en hoeveel hy wil gee. Dit is 'n sekere onderliggende beginsels in terme van om te gee. Dan is daar sekere prioriteite wanneer daar gegee word. Hoe finansiële en materiële dinge gebruik moet word. Daar sekere prioriteite. Die eerste prioriteit kry ons in 1 Timoteus 5 vers 8. As iemand nie vir sy eie huisgenote, sy eie huishouding sorg nie, staan daar in 1 Korintiërs 5:8 is hy erger as 'n heiden. 1 Timoteus 5 vers 8. En dit is belangrik om daar te sien sy eie huisgenote, sy eie huishouding. Ons sal later sien hoekom dit ook belangrik is. 1 Timoteus 5 vers 8. Maar as iemand vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het hy die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. So jy moet eers na jou eie familie, jou eie huisgenote kyk in hulle behoeftes. 'n tweede baie belangrike beginsel is, daar moet na die behoeftes van die armes, die weduwees en die wese gekyk word. Kyk na Galasiërs 2 vers 10. Die apostels het groot waarde geheg aan hierdie beginsel. Galasiërs 2 vers 10. Daar waar Paulus die apostels ontmoet na sy bekering, toe gee hulle om die regterhand van gemeenskap vers 9 en hulle stel net een voorwaarde in vers 10. Alleen moes ons aan die armes dink. Jy kry dit ook in 1 Timoteus 5 vers 3. 1 Timoteus 5 vers 3. Eer die weduwees wat waarlik weduwees is. Nou, wese kwalifiseer hulle self. Ek wil net hierso iets sê oor armes en weduwees. Weet julle, as julle Timoteus lees, sal julle sien nie sommer enige weduwee word moet in aanmerking geneem word nie. Daar in Timoteus staan daar uitdruklike opdragte vir na wie moet na weduwees kyk? Haar eie kinders het die verantwoordelikheid om na hulle weduwee ma te kyk. Wat van armes? Weet, 'n mens moet versigtig wees ook as jy na iemand kyk wat arm is. Jy kry regtig arme mense wat uit omstandighede arm is. Maar hoekom is party mense arm en behoeftig? Die skrif gee ons in 2 Tessalonisense 3 vers 10 staan daar uitdruklik, hy wat nie wil werk nie, mag nie eet nie. Dan party vertaling sê aan leegleers. En dan staan daar nie, daar staan hy wat nie wil werk nie, daar staan nie hy wat nie kan werk nie. Daar's 'n groot verskil tussen iemand wat wil werk maar wat nie kan werk nie. ‘n gebreklike mens kan nie werk nie, so daardeur bestaan daar by hom 'n behoefte.
Maar mense wat gesond is en sterk is en hulle geld en besittings verkwis op drank en ander goede en wat onwys met finansies en met materiële dinge omgaan. Hulle het lering nodig sodat hulle geld kan spaar en kan verdien om na hulle self te kyk. So daar is definitief 'n beginsel dat jy moet na die armes omsien. Maar 'n mens moet ook daarom onderskeiding hê en ondersoek instel hoekom sekere mense arm is. Baie armes het lering nodig van hoe om wys te leef. 'n Baie interessante versie is 1 Tessalonisense. 1 Tessalonisense 4 vers 11. Dit is hoekom dit belangrik is om 'n goeie rentmeester te wees, want dit dra by tot jou getuienis. 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vers 11 en 12. Ek hou van die nuwe vertaling wat hierdie skrif nuut vertaal word. 1 Tessalonisense 4 vers 11. Staan daar: lê julle nog meer daarop toe en laat dit vir julle 'n saak van eer wees om rustig te lewe, met julle eie sake besig te wees en met julle eie hande te werk. En dan staan daar in die ou vertaling sodat julle niks nodig het nie. En dan vers 12 sê sodat die buitestanders agting vir julle leefstyl kan kry. Kan julle sien hoekom ons volgens rentmeesterskap beginsels moet leef? Dit lei ook tot 'n getuienis van God se sorg vir ons en ons leefstyl is 'n getuienis. Daar het ons gesien nou die armes, die weduwees en die wese. Dan moet ons ook kan gee aan betroubare Nuwe Testamentiese bedieninge. Daar staan uitdruklik in 1 Korintiërs 9. Daar sê Paulus, maar van hierdie voorreg het hy nooit gebruik gemaak nie. 1 Korintiërs 9 vers 11. 1 Korintiërs 9 vers 11. Ek lees tot vers 14. As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit 'n groot saak as ons julle stoffelike goed maai. As ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie. Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie. En dan staan daar in vers 14, so het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. Mense, maar ek sê dit daarom van hierdie TV-predikers en evangeliste wat jy so op YouTube kan sien. Ek glo regtig nie dat van hulle val in hierdie kategorie dat na hulle behoeftes gekyk word nie. So daar moet gekyk word na betroubare Nuwe Testamentiese bedieninge. En dan kry ons 'n algemene beginsel om goed te doen, mededeelsaam te wees. Hebreërs 13 vers 16. 'n algemene beginsel om goed te doen. Hebreërs 13 16. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het welbehae aan sulke offers. Algemene goed doen. Daar kry ons van om te gee,
die prioriteite van hoe en waar om te gee, maar dit is 'n saak vir elkeen se gewete om tussen hom en sy Skepper. Dan kom ons by 'n tweede baie belangrike punt, rentmeesterskap beginsel wat in gedagte gehou moet word. En dit is om 'n Bybelse perspektief op skuld te hê. Nou mense, oor hierdie onderwerp kan ek vir 3 uur lank praat. Ek het nie die tyd nie. Ek wil net een getuienis gee hier baie kortliks. Maar Romeine 13 vers 8 sê skuld niemand niks behalwe om mekaar lief te hê. Nou in die eerste plek wil ek ook sê dat 'n mens kan nie oor skuld onder 'n sambreelstelling praat nie, want jy kry verantwoordelike skuld en jy kry ook onverantwoordelike skuld. Jesus is nie teen skuld nie, want hy sê daar in sy lering, as iemand jou vra om iets aan iemand te leen, moet jy vir hom leen, sonder om iets terug te verwag. Maar natuurlik, die beginsel van wysheid is altyd van toepassing. Om 'n huis byvoorbeeld te koop op skuld, sien ek as verantwoordelike skuld. Onverantwoordelike skuld is wanneer jy uitspattige skuld maak, ek noem nou maar op eksotiese voertuie. So skuld word gespesifiseer. So wat ons hieroor praat, wat die Bybel van praat, is onverantwoordelike skuld. Nou, waar ek ons les geleer het oor skuld, is toe ek en Elsa getroud is en ons finansies, ons begroting bekyk. Nou ek het 'n huis gekoop 8 jaar voor ek getrou het. In die ou dae nog die SA Perm bouvereniging, en elke maand was my paaiement R220. En ek het 8 jaar R220 terugbetaal. Toe trou ek, toe doen ek nou 'n opname van wat ek nog skuld. Ek het die huis gekoop vir R24.000, R3.000 deposit toe betaal en gesit met 'n R21.000 uitstaande skuld. Toe ek na 8 jaar, toe ons sommetjies doen van wat ons nou nog skuld, toe sien ek nadat ek vir 8 jaar elke maand R220 min of meer betaal het, dis oor die R18.000 wat ek inbetaal het my kapitaalskuld met plus minus R700 maar afgekom. En my tydperk van afbetaling was oor 20 jaar. En dit is waar die beginsel van skuld vir ons geruk het. En ek en Elsa was albei onderwysers en ons het streng, ons het nog nie kinders gehad nie, maar ons het streng ons salarisse begin begroot. Met die ou tydse beginsel, ons knyp ons nou om later lekkerder te kan lewe. En ons het op 'n streng begroting geleef en elke sent wat ons kon spaar het ons op ons huisskuld afbetaal. En weet julle, ek sit nou nog met die met die state van die bouvereniging, waar ek en Elsa in 'n baie kort tydjie ons huis afbetaal het. Baie korter. En waar ek die beginsel gesien het, is in Deuteronomium 15 vers 1. Nou ons is nie meer onder die wet nie. Maar 'n mens sien baie wyse beginsels as jy na die Ou Testamentiese wette kyk. Nou sien ek in Deuteronomium 15, in die Hebreëse finansiële stelsel, staan daar in Deuteronomium 15:1, aan die einde van 7 jaar moet jy 'n kwytskelding laat plaasvind. Elke skuldeiser moet kwytgeskeld word, dit wat hy skuld. Sien julle, die verantwoordelikheid lê by die een wat die geld uitleen om die skuld af te skryf. Met ander woorde, in die Hebreëse finansiële stelsel kon skuld nie langer as 7 jaar lê nie. Dan moet die ou wat aan die geld, een wat die geld uitgeleen het, moet baie gou iets doen, want aan die einde van die 7de jaar moet hy dit afskryf. So skuld kon nie langer as 7 jaar lê nie. En dit het ons gebruik as 'n maatstaf, nie as 'n wet nie, maar as 'n wyse beginsel. Dis onwys om skuld
lang te laat lê in terme van die rente wat jy verloor. Ek wens ek het tyd gehad om na meer van die getuienisse te wys. Ek kan miskien net verwys na ou Ben wat na ons toe gekom het. Dit was nog in Pretoria. Krities in die moeilikheid met skuld. En ek het vir hom die Bybel gevat en ek het daar oopgemaak by 2 Konings hoofstuk 4, waar die profeet se vrou skuld gemaak het en sy het haar seuns as sekuriteit gegee. Toe sterf haar man en die skuldeisers kom eis haar seuns op om as slawe te verkoop. En sy gaan soek raad by die profeet, Elisa. En Elisa vra vir haar hierdie vraag. Dis 'n baie interessante vraag. Ek het dit al paar keer aan mense gevra wat ernstige kritiese skuld het. Hy vra vir haar in vers 2, wat het jy in jou huis? Nou, hoekom dink julle het hy haar gevra wat sy in haar huis het? Omdat hy wou weet wat sy in haar huis het. Hierdie stomme vrou het niks in haar huis gehad behalwe 'n bietjie olie nie. Maar u ken wat gebeur het, hulle moes kanne gaan leen, hulle het die ou bietjie olie gevat en gegooi, en terwyl daar kanne was, het die kanne vol olie geword, en toe raak die kanne op, en toe hou die vloei van olie ook op, en toe lees ons daar in 2 Konings 4 vers 7 sê die profeet aan haar, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Toe het sy baie olie in die huis, gaan verkoop dit en betaal jou skuld. Ek het ou Ben gevra, wat het jy in jou huis? Hy het ons kom sien oor finansiële raad. Toe vertel hy vir ons, hy is bedruk oor die groot skuld wat oor sy kop hang. Toe ek hierdie met hom deel, sê ek, kom klim julle in die kar en ry saam met my, dan gewys ek waar bly ek. Toe ry ons daar in een van die duurste voorstede van Pretoria in, duurste huis, en toe ons inry, toe staan die motorboot daar en 'n 4x4 en ek weet nie wat so goed als nie. Toe ons in die huis ingaan, toe ons tee drink, toe word ons tot ons teelepels, die teelepels wat ons die tee mee meng, was met goud beslaan. Pierneefskilderye teen die mure gehang. Maar die man sit en hy kry maagswere en sy huwelik is onderdruk oor die groot skuld wat hom ry, maar hy het 3 besighede. Toe ek hierdie vir hom lees, wat het jy in jou huis? Toe maak ons sommetjies. My idee was, jy hou vas aan jou huis, want daar is iets heilig om 'n huis te hê. Maar weet jy, hierdie man was baie radikaal. Hy het hierdie besittings vir hom als in die koerant adverteer en die mense kon inkom, hy het pryse op sy goed gesit, en hy het van hierdie skatryk items, artikels en goed, het hy als verkoop en op sy skuld afbetaal. Weet julle, hy was 'n ander man toe hy hierdie geld in sy skuld belê het. Maar in elk geval, ek noem dit maar net as 'n voorbeeld van iemand wat baie radikaal opgetree het. En ek wil net hierso sê, die wêreldse beginsel sê is, enjoy now, pay later. Geniet dit nou en betaal later. Weet julle, ek glo goddelike beginsel is, knyp jouself nou om later lekker te kan lewe. Hier waar ons bly, het ons ongelukkig te doen met taamlike waar baie pensionarisse bly. Hier's baie ryk pensionarisse, maar ongelukkig is hier ook ou mense wat nie in hulle leeftyd genoeg voorsiening gemaak het vir hulle ou dag nie. Daarom wens ek kon eintlik van hierdie rentmeester beginsels aan meer jong mense verduidelik. Ek dink altyd daaraan, die ou mense het gesê, jy bou eers en kry 'n huis en dan trou jy. Gelukkig het ek daardie beginsel ook toegepas. Maar in elk geval, kom ons kyk na die volgende beginsel. Die derde beginsel wat ek wil noem. Beplan en begroot. Kom ons lees Spreuke
21 vers 5. Spreuke 21 vers 5. Spreuke 21 vers 5. Beplan en begroot. vers 5. Ek dink ek moet dit eers in die ou vertaling lees. Spreuke 21 vers 5. Dit is eintlik hoe van die nuwe vertalings nie met dieselfde betekenis uitkom nie. Die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek. Die planne van die vlytige is net tot voordeel. Gaan kyk in Lukas 14, as dit Jesus wat praat, en hy sê, 'n mens gaan bou nie 'n toring voordat jy gaan sit, en jy beplan en kyk of jy genoeg geld het, om dit te bou nie, Lukas 14. So, beplan en begroot is 'n baie belangrike beginsel wanneer dit kom by resmeesterskap. Beplan en begroot vooruit. Weet julle, 'n mens moenie vra waar jou geld heen gaan nie. Jy moet vir jou geld kan sê waarheen om heen te gaan. En dit is die hele idee van 'n begroting. 'n vierde beginsel. Ek lees vir julle eers die skrif, Spreuke 27. Spreuke 27 van vers 23 af. Gee noukeurige ag op die voorkoms van jou skape. Rig jou aandag op die troppe vee. Dan is daar lammers vir jou kleding en bokke as 'n koopprys. Genoeg bokmelk as voeding vir jou en voeding vir jou huis en as lewensonderhoud vir jou diensknegte. Let, gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape. Jy sien, vee in die Bybelse tyd was hulle bron van inkomste. Ek kan dit omdraai in die moderne taal sê, gee aandag aan jou bron van inkomste. Hou jouself op hoogte van sake. Ek het 'n baie interessante storie gehoor van 'n melkboer. Toe iemand hom vra hoekom hy so suksesvol is, toe sê hy dis as gevolg van 'n vuurhoudosie. Toe vra hulle vir hom nou, maar hoe kan dit help? Toe sê hy, nee, as jy die buitekant van die vuurhoudosie vat, jy druk die binnekant uit, dan moet jy net daai buitekant so op elkeen van jou koeie hou. Toe vra die mense, maar wat sal dit help? Toe sê hy, nee, ek weet nie, maar ten minste het jy jou oog op elke koei. Ken die toestand van jou troppe vee. Die volgende beginsel, vermy kitsbesluite. Dit is hoekom jy moet vooruit beplan, sodat jy nie moet kitsbesluite moet neem nie. Tog, hoe baie hoor ons van mense wat in ongeluk gedompel is, omdat hulle oorhaastige kitsbesluit geneem het, sonder om 'n saak goed te ondersoek. En ook die volgende beginsel toe te pas, om die raad van wyse raadgewers te soek. Spreuke 15 vers 22. Jy kry dit ook in Spreuke 19:20. Soek die raad van wyse raadgewers. Jy kan dit net doen as jy kitsbesluite neem nie. Jy moet, as jy raad van wyse raadgewers soek nie. En dan natuurlik 'n ander beginsel is waar Paulus van praat, jy moet die geheim leer. Hy sê dis 'n geheim en hy noem dit die geheim van vergenoegdheid. Die ou Bybel praat van vergenoegdheid, die geheim van tevredenheid. 1 Timoteus 6 vers 6 en 8 sê, wees tevrede met wat julle het. Filippense 4:11 sê dieselfde. Dus die moeite werd om 1 Timoteus 6 te lees. Die geheim van vergenoegdheid. Timoteus hoofstuk 6. Staan daar in vers 8.
As ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees, tevrede wees. Mense, dit sê nie, dis al wat jy moet hê nie. As jy rentmeester beginsels uitleef, sal jy meer as dit hê. Dit beteken maar net wat jy mee moet tevrede wees. Ek en Elsa het nou watertanks opgesit hier, omdat ons baie droogte hier het. Nou kry ons lekker reën. Nou sal ek die beginsel van vergenoegdheid, tevredenheid moet leer, want nou loop die tanks oor. Dan hol ek en sy al wat 'n emmer en 'n pot is, om onder die oorlope te sit, want ons is nou nie tevrede net om die tanks vol te hê nie. Al hierdie water wat nou uitloop, toe sê ek vir haar, sien jy, dis nou 'n voorbeeld wat met geld gebeur. Tevrede met wat jy het nie. Nou vang ons die water op vir 'n vala, dan lag ons. Maar dit voel jy aan jou bas, laat party mense nooit tevrede is met geld, genoeg is genoeg nie. Natuurlik dan, 'n baie belangrike beginsel is etiese gedrag teen alle tye. Etiese gedrag, dit beteken eerlike gedrag. Spreuke 15, daar lees ons die volgende. Spreuke 15 vers 27. Wie onregverdige wins maak, bring sy huis in beroering. Sien julle? Die wat onregverdige wins maak, bring sy huis in beroering. Spreuke 18 vers 9 sê dieselfde. Alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester. En dit pas aan by die rentmeesterskap beginsel van werk hard en wees produktief. Hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester. Jy moet produktief wees en hard werk. Dink aan die talente van Matteus 25. Maar die Bybel is baie prakties. Teen hierdie beginsel van om hard te werk, direk na die versie staan daar in Spreuke 23 vers 4. Vermoei jou nie om ryk te word nie. Vermoei jou nie om ryk te word nie. Sien julle, jy moet hard werk, maar jy moet gebalanseerd wees. Jy moet jou nie doodwerk nie. Volgende beginsel wat ek daarom nou sien wat hoogtyd vier, is Spreuke 21 vers 17. 21 vers 17. Wie van vrolikheid hou, is 'n man van gebrek. Ek hou van die nuwe vertaling wat sê, wie plesier voorop stel. Mense, as ons ooit in 'n tyd leef van plesier en sport, is dit in hierdie tyd. Nou die Bybel sê, wie plesier voorop stel, lei tot gebrek. Dan kry ons in Spreuke 24 vers 27 'n baie interessante en 'n belangrike beginsel. Spreuke 24, 27. Maak jou werk buitekant reg en bring dit vir jou op die land eers in orde. Daarna moet jy dan jou huis bou. Weet julle, hierdie beginsel sien ek baie in die moderne koöperatiewe besigheidswêreld sien dit oortree word. Hier staan daar, gee eers aandag aan dit wat jou inkomste moet bring. Dit was die werk buitekant. Dit was 'n landbou agtergrond hierdie in Spreuke. En bring dit vir jou op die land in orde. Daarna moet jy jou huis bou. Ag, ek sien vandag aan baie keer begin 'n jong ouetjie 'n besigheid. Hy die besigheid net begin, dan ry jy 'n grand kar rond met agter op die kattebak, executive model. Weet, dit gee so 'n bietjie status. Dan die ou besigheidjie net begin en hierdie hoë paaiemente op hierdie grand kar moet nou gedra word. Wat 'n spanning en 'n las op 'n besigheid wat nou net begin. Ontwikkel eers jou besigheid en jou bron van inkomste. En dan natuurlik 'n baie belangrike beginsel kry ons in Spreuke 13 vers 11. Spreuke 13 vers 11.
waar ons lees, hy wat met die hand bymekaar maak, kry altyd meer. Dan staan daar in een van die vertalings, hy wat bietjie vir bietjie bymekaar maak, word meer. En die beginsel wat ek daar uitmaak is dat mense raak ontslaaf van die gou ryk word mentaliteit. Gaan by kyk 'n bietjie hoe staan die mense by die lotto stalletjies oor naweke, tou hulle op om kaartjies te koop met hierdie gou ryk word mentaliteit. Maar waarop dink julle teer die piramidskemas wat vir so baie mense in rou gedompel het? Dink maar 'n bietjie aan die finansiële skandes oor die afgelewe tyd. Hulle het geteer op mense wat 'n gou ryk word mentaliteit het. Piramidskemas teer daarop. Baie het hulle koppe gestamp en hulle lewens in groot tragedies gedompel omdat hulle hierdie mentaliteit gehad het. Raak ontslae daarvan. Ek het 'n storie gehoor van 'n ou oom. Blykbaar 'n waar storie wat toe hy dood is, het hy 3 plase aan kinders nagelaat. En die storie lui dat hierdie ou oom, hy was hier by die 80, het begin aan die ou dae toe hy 'n jong man was, vir 'n skaapooi 'n jaar vir 'n ander man gewerk het, behalwe nou sy kos en klere en bietjie salaris. En toe hy dood is by die 80 jaar, het hy 3 plase wat kontant afbetaal was aan sy kinders oorgelaat. Wie geld bymekaar maak, bietjie vir bietjie word ryk. Spreuke 13 vers 11. Dan die boekleed beginsel. Hier gaan ek 'n kort getuienisie gee en dan staan ek einde se kant toe. Terwyl ek in Elsa Bloemfontein was, kry ons 'n oproep van 'n dame met 'n haarkapper salon wat in die finansiële moeilikheid is. Ons gaan toe soontoe en sy het al klaar 'n goedkoper tweedehandse kar gekry, sy het goedkoper verblyfplek gekry, maar haar salon maak dit nie finansiëel nie. En terwyl ek so staan en dink, toe skiet daar 'n beginsel, 'n skrif deur my kop. Matteus 5 vers 40-41. As iemand jou die boekleed gee, of gee om die onderkleed ook, of is dit andersom? Weet julle net daar dog op vir myself, wat se finansiële beginsel kan ek hieruit maak? En saam met hierdie skrif sê Jesus, as iemand jou vra om 1 myl sy pak te dra, dra dit vir hom 2 myl. Doen meer as wat van jou verwag word. En skielik, soos ons sê, snap ek die beginsel. En ons vra vir die vrou en sê, sy moet buite op haar venster 'n advertensie sit, sy 'n sekere haarstyl, sê maar nou 'n perm, 25% goedkoper as enige ander plek. Wat sal dit help? As 'n vrou dit sien, hulle is nuuskierig, hulle sal inkom. Ons is daar, en ek het gesê, as 'n vrou inkom, moenie net haar hare doen nie, wees vriendelik, gee haar 'n koppie tee, 'n koekie daarby, Peter aan haar alles wat vrouens van hou, sny haar neushare, sny haar toenails, sit parfuum agter haar ore, doen meer as wat sy verwag. Dit was so na 'n paar maande toe bel sy ons moet kom kyk, toe gaan kuier ons. Weet julle, toe sy 'n florerende haarkapper besigheid. Toe ontleed ons nou, wat het hier gebeur? Toe sê Elsa vir my, weet jy, as ek na 'n haarkapperplek toe gaan en ek kry die beste diens wat ek nog gehad het, en 'n goeie styl haar doen. Weet jy, as ek by die huis kom, gaan al my vriendinne binne 'n uur weet van daai plek. In die ou dae het ons nog gepraat van the 3 fastest way of communication is telegram, telefoon en telewoman. Nou is ons in die digitale eeu, nou kan ons nie meer hierdie gesegde gebruik nie, nou sê ek nou maar, vandag is dit e-mail, fastmail en female. Doen meer as wat van jou verwag word.
Weet julle, as jy vandag na sekere besighede toe gaan, moet jy hulle eintlik met 'n kierie dreig om jou te help. Natuurlik, dis die teenoorgestelde beginsel as die wêreld. Jy kry 3 gesindhede in wat jy kan leef in die wêreld. Die eerste ene is die gesindheid van die wêreld. Kry die meeste vir die minste moeite in die kortste tyd. Die hond eet hond beginsel. Dan kry jy die beginsel van 'n goeie, opregte burger. Doen wat van jou verwag word. En dan kry jy die Jesus beginsel, doen meer as wat van jou verwag word. Ag, die volgende beginsels noem ek maar net. Spreuke 11 vers 15 staan daar, moenie borg teken nie. Gaan slaan maar na die statistiek van hoeveel mense wat borg teken, ly finansiële skade. Dan kry ons natuurlik die vrou en man faktor, 1 Petrus 3 vers 1. Mense, wanneer dit kom by hierdie rentmeesterskap beginsels, veral met geld, moet daar 'n eenheid van denke en eensgesindheid wees tussen man en vrou. En baie mans kry stres en ly skade omdat vrouens so hoë standaard stel en wil grand wees. Daar moet 'n eenheid van denke wees in terme van 'n rentmeesterskap standaard tussen man en vrou. En dan natuurlik, hoef nie die skrif na te slaan nie, die beginsel van spaar. In Engels praat hulle van saving for a rainy day. Ek kyk maar Spreuke 21 vers 20, terwyl ek hier by Spreuke is. 21 vers 20. 'n Kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige, maar 'n dwaase mens bring alles deur. Mense, jy moet voorsiening maak vir jou ou dag. 'n Spaarbeginsel. Daar kry ons die beginsel van die muur. Ga na die muur, jou luiaard. Dan lees jy daarso, ek dink dit is ook in Spreuke, van hoe die muur in die somer opgaar. Ga na die muur, jou luiaard. En die muur in die goeie tyd spaar hy op vir die winter. En dan kry ons 'n baie goeie beleggingsbeginsel in Prediker 11 vers 1 en 3. Prediker vers 1 en 3, waar daar staan, gee dele aan, 5, 6, het ek eerder lees, anders haal ek het verkeerd aan. Prediker 11 vers 1. Werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit vind. Gee deel aan 7, ja ook aan 8, want jy weet nie watter onheil daar op die aarde sal wees nie. Mense, die Engelsman sê, don't put all your eggs in one basket. Terwyl jy beleggings moet doen, moet dit nie op een plek belê nie. Spreuke 6 vers 6 tot 8 sê, die muur, in die somer gaar hy op, maak hy voorsiening. Ek gaan die res maar net sommer gou lees. Ons kry dit met die benutting van jou talente, Matteus 25. Ontwikkel en benut jou intellektuele en praktiese natuurlike aanlegte. Ontwikkel dit en benut dit. Matteus 18 kry ons ook. Matteus 18 vers 8 en 9 maak ek 'n beginsel. Wees bereid om radikale besluite en stappe te neem. Hierdie ene is die moeite werd om te lees. Want dit is 'n baie radikale beginsel. Matteus 18 vers 8 en 9. En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg. Vers 9. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit van jou af. Nou ons weet hierdie word figuurlik bedoel.
Figuurlik beteken dit daar, jy moet bereid wees om radikale maatreëls te tref vir dit wat jou finansiëel laat struikel of jou lewe onder druk sit. Jy moet bereid wees om radikaal te wees. Ek dink hier aan een man wat ons kom sien het, hy se huwelik onder druk was, hy was besig om maagswere te kry en hy was bestuurder van 'n klomp kettingwinkels waar die klem geweldig was op oorwerk en geld. En al wat ek vir hom kon sê was, as jy nie radikaal optree en daai werk bedank nie, gaan jy jou vrou verloor, jou huwelik gaan te gronde gaan. En weet julle, daai man het radikaal opgetree, hy het by daai spesifieke groep bedank. En ek weet tot vandag toe, ken ek hom as 'n vriend, waar hy met 'n baie goeie beroep sit, en 'n goeie inkomste, en hy's 'n gelukkige man, en 'n gelukkige huwelik vandag. Ek wonder waar sou hy gesit het in daai gejaag na geld situasie, as hy nie bereid was om radikaal op te tree nie. En dan sluit ek af met 'n stukkie teologie. Mense, pas op vir hierdie subjektiewe teologie wat vandag so populêr is. Jy weet, hierdie wat mense, die Here het vir my gesê, en die Here het my gelei, en die Here het dit vir my gesê, en die Here het dit gesê. En ek het 'n skrif gekry om dit te doen, en 'n skrif gekry om dit te doen. Weet julle, die suksesmate, in Engels sê ons success rate, van hierdie tipe teologie is verste laag, laat God ons so lei. In Romeine 12 vers 1 en 2 lees ons, julle redelike godsdiens. En ons dink aan hierdie woordjie redelik, dink ons altyd aan, ek het redelik goed gedoen in my eksamen. Die woordjie redelik in die konteks van Romeine 12 is van die Griekse woord logikos, waar die Engelse woord logical vandaan kom. Weet julle, logical beteken, dit het 'n didaktiese, intellektuele konnotasie om te kan dink. Hoe baie mense weet ons, wat op hierdie subjektiewe reageer op innerlike indrukke wat geïnterpreteer word as die stem van die Here wat op mislukkings uitloop. Dit is hoekom vandag besef ek, dat baie van ons ou mense, alhoewel hulle baie keer in terme van saligheid en wedergeboorte nie altyd die waarheid gehad het nie, maar weet julle, as dit kom by praktiese dinge, het hulle baie meer volgens goddelike rentmeesterskap beginsels gewerk en gearbei, en hoekom hulle baie van die ou mense lewens so suksesvol was. Prakties het hulle die Bybel gebruik as 'n praktiese handboek, en dit het hulle toegepas. Vandag met hierdie subjektiewe teologie moet ons baie versigtig wees. En dit is weer 'n sessie op sy eie om hierdie subjektiewe teologie te evalueer, te bekyk en daaroor lering te gee. God kan op enige manier met jou praat as hy wil, deur spesiale leiding. Maar wanneer dit bekom by jou bestuur en ordening van jou alledaagse lewe, het God vir ons beginsels in sy woord gegee. Kom ons bid net saam en sluit hiermee af. Vader, dankie dat ons na hierdie ernstige dinge kon kyk, en Here, ons is afhanklik van u Gees om by ons te beïndruk watter van hierdie beginsels ons moet verbeter, Here, om beter rentmeesters te wees van dit wat u mee ons toevertrou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.